Goeiemôre, dit is 23 Junie 2026. Ons is by lesing 45 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. En ons het nou gister, was ons betrokke met Zorel en Yeshua, en die gesprek gaan voort, en ons het 'n baie belangrike aspek van die geloof môre wat ons sal behandel, maar ons kom daarby. So, opskrif van vandag, so hoofstuk 87, is Cornelius en Zorel hou samesprekings oor wonders. Nou, dit gaan daaroor dat hulle nou daar 'n groepie mense by hierdie oord is van Markus. Dis eintlik bietjie meer as 'n herberg of 'n gastehuis. Dit is 'n oord vir mense wat kom om siektes te genees. Daar sal warm water wat ons al afgelei het en allerhande ander kure wat in daai jare gedoen was. En nou gebeur daar die grootste wonderwerke. Ons het hoeveel mense al gelees van wat uit die dood opgewek is. 'n Storm wat opgekom het, 'n stad wat uitgebrand het, 'n son wat vir 'n paar ure aan die horison gehang het. Al hierdie dinge is nou goed wat nie normaal is nie. En as dit vir normale mense sou vertel word, sou hulle dit nie geglo het nie, al paar honderd jaar na hierdie dinge gebeur het. En dit is hoekom hierdie woorde dan nie in die Bybel opgeteken is nie. Want Yeshua sê presies dit, hulle sal nie hierdie wonders glo nie. Hulle glo nie eers die maagdelike geboorte nie, baie mense nie. Hulle glo nie in Yeshua se opstanding uit die dood nie. Hulle glo nie aan die wonders wat hy gedoen het en mense uit die dood uit opgewek het nie. Of die brode en die visse vermeerder het nie. Ag, dis stories, ek het gisteraan weer op iemand se webwerf gekyk, sê hulle, ag, dis alles veeverhaaltjies en stories vir die vaak, wat julle glo. En daarom het hy net 'n kern evangelie laat deurgaan, in 4 evangelies wat ons vandag het, waar net die kernpunte aangeraak word. En nog is dit vir die mense nie aanvaarbaar nie. Ons wat nou hierdie dinge lees, se gees is daarom ontvanklik en ons glo dit. Wel, ek glo dit vas, wat hier gelees word, het gebeur. Want dit is die woord wat met ons praat. Almal val nou weg en eet flink en vrolik. Veral Raphael trek weer sterk die aandag, deur 'n aantal groot visse te neem, en dit wonderlik vinnig te verorber, wat Zorel en Sinka nogal opval. Veral Zorel, wat nog glad nie weet wie die jongman is nie. Daarom vra hy aan Sirenius hoe dit moontlik is, dat die jongeling so verskriklik gulsig die grootste visse kan opeet, terwyl hy toch glad nie soos 'n veelvraat lyk nie. Nou hierdie engel wat nou tussen die mense is in lyn met Yeshua gesê, die engele sal neerdal en hom dien. Maar ons lees nie in die Bybel van ervarings van Raphael nie. En hierdie is 'n engelwese en hy het nie 'n ingewande soos ons nie. Hy bring die vis voor sy mond en dan verdwyn die hele vis in sy wese in. Sy hele wese absorbeer daai vis. En daarom kan hy oneindig soveelheid visse kan hy so opneem. Want hy het nie 'n maag wat kan vol word of darmes wat kan verstop nie. Maar mense wat nie weet wie hy is nie, hy is in die vorm van 'n 16-jarige jong seun onder hulle. Pragtige seun, eintlik 'n hemelsmooie seun. En nou verwonder hierdie mense wat hom nie ken nie aan hom. Daarop antwoord Sirenius hom: die jongeling is 'n wonderbaarlike wese. Hy is mens en gees tegelyk. In hom lewe 'n krag en mag, waarvan jy nog nooit gedroom het nie. My broer Cornelius, wat naas jou sit, kan dit beamoen. Daarom vra Zorel aan Cornelius wat daar dan so besonders met die jongeling aan die gang is. Cornelius sê: kyk, beste Zorel, dit is soos wat my broer dit al vir jou gesê het. Meer kan ek jou oor sy wonderbaarlike wese nie vertel nie.
om die eenvoudige rede dat ek dit heel eerlik gesê werklik self nie verstaan nie. Hy moet dieselfde engel wees wat volgens die Judeese mite eertyds 'n sekere jong Tobias reeds as gids gedien het. Nou dit sal jy wat die Bybel gelees het nie van weet nie, maar as jy die boek van herinnering het, sal jy sien hierdie boek Tobias is in die boek van herinnering. Daar was ek beslis nie by om jou in hierdie saak as lewende getuie te kan dien nie, maar ek glo dat dit so is. En waarom sou 'n mens so iets nie glo nie? Nou die boek Tobias gaan oor 'n man wat sy pa en ma verlaat, 'n engel staan hom by en hy gaan soek 'n bruid in 'n landstreek wat sy pa vir hom gesê het hy moet heen gaan. En hierdie bruid is verskriklik swaar belas van demoniese geeste. En met die hulp van Raphael word die bruid skoon en Tobias vat sy bruid en hy kom terug na sy vaderhuis toe. In werklikheid is die verhaal Tobias nie 'n mite nie, maar 'n werklike verhaal wat in die Ou Testament afgespeel het en wat 'n heenwysing is op Yeshua, die ware Tobias, wat sou kom, saam met Raphael en sy bruid kom haal, wat vol vuil is van allerhande bose geeste en verleidende geeste en vuil klere wat die bruid aangehaat het, wat hy dan nou met die hulp van die engele magte gereinig het. Dis eintlik wat die boek Tobias in die werklikheid in die gees voorstaan. En dis wonderlik dat ons vandag daai boek het. Hier gebeur opnuut sulke wonderlike dinge wat ons latere nakomelinge moeilik sal glo. En tog is hulle voor ons oë en waar. Omdat ons dit kan sien en hoor. Daar gebeur nou soveel goddelik wonderbaarliks, dat 'n mens uiteindelik wel alles moet glo, wat daar ook maar in die skrifte en boeke van die Judeërs wonderbaarlik vertel word. Want as jy hier gewoonweg met wonders oorlaai word, waarom dan nie ook in die ou tye nie? En so kan ons groot eter baie maklik, etlike honderde jare gelede, 'n vrome jong Tobias as gids gedien het. Wat my betref, glo ek dit alles nou rotsvas, en ek is van mening dat jy ook geen moeite daarmee sal hê nie. Ons groot eter is nou natuurlik die engel wat so baie visse eet. Jorel sê glad nie, want al die wonderbaarlike is iets besonders, en het met die verskynsels op die gebied van die natuurlike niks in gemeen nie. Dit vertrap die bekende wette van die natuur met die voete, en is op sigself die verwesenliking van die fantasie van 'n met wysheid begaafde digter. Wat 'n fantasieryke mens maar kan bedink, word op die gebied van die wonderbaarlike gerealiseer. Vir Elohim moet alles immers moontlik wees, omdat die bestaan van 'n wêreld en van die sterrehemel deurlopend daarvan getuig. Want as ons die skepping van 'n wêreld sou sien, sou dit vir ons tog wel buitengewoon wonderbaarlik voorkom. Maar as daar eenmal 'n wêreld geskape en voorsien is van die betreffende bestaanswette en bevolk word met wesens wat onderworpe is aan dieselfde bestaanswette, dan kan vir diegene wat dit bewoon natuurlik nie meer so erg wonderbaarlik voorkom nie. Maar as, soos in hierdie buitengewone geval, die skepper van die wêreld na hierdie selfde wonderbaarlik geskape wêreld toe kom, dan moet die bevolking hulle self beslis opnuut buitengewoon begin verbaas, wanneer die ouwe almagtige voor hulle oë dinge begin doen, wat sekerlik slegs vir hom en verder sonder sy wil, vir niemand in die hele oneindigheid moontlik kan wees nie. En dis nogal iets om oor na te dink, ons is so gewoond aan alles wat op hierdie aardbol bestaan. Ons kan nou alles op video's en internet sien, dink maar net aan die pragtige diere
en natuurtonele wat 'n mens kan gaan kyk en jou verstom aan al hierdie goed. Maar tog is dit vir ons normaal. Dit is hoe dit is, die aarde is so, en dit is geskape, en ons glo dit is 'n skepper wat dit geskep het. Maar dink nou, as ons nou iewers kon staan en kyk, terwyl hy hierdie aarde skep, terwyl hy die diere, die plante, die minerale ryk vorm, berge laat opstyg, berge laat sak, onder die see ingaan, al hierdie dinge, as hy besig is om dit voor ons oë te doen, dan sou dit vir ons 'n groot wonderwerk wees. Maar hoekom is dit nie meer vir ons so 'n groot wonderwerk, terwyl ons van alles benut? Ons benut die diereryk, ons benut die planteryk, al die vrugte en allerhande ander goed van die planteryk. Gebruik ons hele bestaan is vanuit die minerale, plante en diereryk. Hier waar ons sit, is ons omring deur bakstene, wat uit die grond uitgehaal is, gebak is, pleister, hout, sink, wat uit die aarde uitgehaal is, hout wat van plante afkom. En is maar vir ons normaal. Dit moet maar so wees, want ons is nou gewoon daaraan. Maar bedink bietjie, wat het dit vooraf gegaan, en hoeveel tye het verbygegaan voordat hierdie aarde gereed was vir die Adamiet met 'n vrye wil en denke en 'n gewete en 'n godsbesef om hier te kan leef. Daar het ondenkbare tye verbygegaan terwyl daar tweebeen mense of tweebeen wesens op hierdie aarde gewandel het wat absoluut net basies instink gehad het. En hulle het die aarde mak gemaak. Hulle het paaie oopgebreek. Hulle het selfs brûe gebou oor strome, begaanbare weë gemaak, sodat Adam, toe hy op die aarde kom, 'n maklike bestaan kon voer. Die dinosaurus tydperk, hy was daar, hierdie goed was gewees. Moet asseblief nie dink die aarde is in 7 periodes van 24 uur geskep nie. Die aarde is geskep in oneindige miljoene, indien nie biljoene jare nie. En daai dinosourusse het hierdie plante wat ontsettend hoog gestaan het, gevreet, en hulle het dit ontlas. En dit het hope kompos geraak, wat verweer het en wat die aarde vrugbaar gemaak het. Ek kan onthou uit die wat ons geleer het by Joshua, is dat een dinosaur 'n 600 kilogram mis agtergelaat het. Dis 'n bietjie meer as 'n half ton. Nou daar was miljoene van die goed op die aarde. Daar was ontsettend groot olifante wat ons mammoete noem, maar ons praat nie van die wat hulle opgegrawe het nie. Goed wat oneindig keer meer groter as hulle is. En onder hulle voete het rotse gebreek. Hulle was eintlik mobiele vergrysers, wat julle ken as crashes. En het die klip wat die aarde in gevorm was, stikkend getrap. Dan praat ons nie eens van al die gletsers wat moes afkom om klippe los te maak, en dat dit ontbind het en later aan vrugbare grond geword het nie. Deur die inwerking van diertjies in die grond, plante wat daarop gestaan het en gegroei het, weer eens blare daar laat val het en kompos gemaak het. Die hele aarde is een groot wonderwerk, maar ons sien nie die proses nie. Net as jy die nuwe openbaring het, sal jy iets van die proses verstaan. En dit is nou maar ingeweef in al die boeke wat ons nou het van die nuwe groot Johannes Evangelie. Vers 9. Daarmee wil ek egter glad nie beweer dat die een of ander geestelik volmaakte mens ook nie in staat sal wees om wonderbaarlike dinge te doen nie. Miskien sal hy as heeltemal volmaakte, rein gees, selfs ook 'n kleiner wêreld kon skep, maar sonder medewerking van die goddelike wil, sekerlik vir ewig nie. So 'n gees sal ook beslis baie wys kan praat en onderrig, maar sonder die goddelike gees in sy bors, ook ewiglik nie.
Hier bepeins hierdie Sorel oor wat moontlik gaan wees vir geeste, en hy is heeltemal reg. Ons, as ons 'n suksesvolle lewe in liefde kan aflê, en ons gaan oor aan die ander kant, sal ons nie net wêrelde kan skep soos hierdie wêreld nie. Ons sal heel alle kan skep, wat ondenkbaar is nou vir ons denke om te verstaan hoeveel sonne, planete, sterre ensovoort in 'n heelal is. En dan sal hy ons nog aanstel om dit te beheer. En jy sal miljarde engele onder jou hê. Dit alles is weggebere vir ons, wat ons verkwansel vir 'n bordjie lensie sop, wat die wêreld is, waarmee ons besig hou en ons rug draai op Vader. Dit is eintlik skokkend dat ons tot so iets in staat is. Vers 10. Ek kan my nog so vaagweg herinner uit die Israelitiese geskiedenis, dat daar eens 'n esel was, wat wyse woorde met 'n profeet Bileam gespreek het. Ja, in die heel ou tyd moes selfs die wilde en verskeurende diere die verharde mense lesse gegee het, om u woorde te gebruik. Ons was daar nie by nie, maar dit kan desondanks nog altyd waarheid bevat. Maar die diere was beslis op daardie oomblik deur Elohim se gees gegryp, en moes hom as werktuig dien. En nie baie anders en beter sal dit daar met die wysheid van die wysste mense en geeste gaan nie. Die eintlike groot verskil sal slegs daarin bestaan, dat hulle wys bly en steeds wyser word. Omdat alles by Elohim moontlik is, kan hy die stembande van 'n donkie oorneem. En dan praat die donkie nie, dit is die gees van Vader wat deur die donkie se stembande praat. Dis nie so, Engelse woord te gebruik, far-fetched nie. Dit is maar hoe dit gewerk het. In die nuwe Openbaring, veral in die boek Huishouding van Elohim 1, is daar baie voorbeelde, waar die mens deur diere onderrig is, wat niks anderste was, as dat die gees van Vader in daai dier gegaan het, en die dier hulle onderrig het. En omdat hulle op so 'n dierlike vlak was, het hy dit dan gebruik. Maar hoe dit ook al sê, by hom is niks onmoontlik nie. Besef dit altyd. Wanneer jy nou met 'n vraag kom, ja, maar hoekom so en hoekom so en hoe dit? By Elohim God is alles moontlik. Daar is geen beperking vir hom nie. Volgende vers 11, so dink ek daaroor. Ek wil dit natuurlik nie as 'n onomstootlike versekerde waarheid daar gestel het nie, want ek het met my verstandelike oorweginge al eenmaal misgetas en sou so 'n sprong om lewe en dood nie graag nog 'n keer wil meemaak nie. Maar slegs as mense op verstandige wyse oor iets kan praat, of oor iets praat, kan 'n mens sonder enige bewys tog wel verskillende menings teenoor mekaar stel en uiteindelik daar agterkom of en hoeveel dit waarheid bevat. Cornelius sê, vriend, jy praat asof dit geskryf staan en jou beskeie mening bevat sekerlik ook enige waarheid. Maar ek het nou nog 'n mening vir jou en dit bestaan daarin dat jy nou jou vis moet eet en nie so baie daarop moet let hoe die hemelse jongeling die een vis na die ander opeet nie, en nog steeds 'n eetlus vertoon, waaraan jy maklik kan sien dat hy in staat sou wees om nog 10 sulke visse sonder enige moeite na binne te werk. Eet jy nou ook en laat blyk dat jy ook minstens 1 vis kan verorber en 'n beker goeie, sê maar beste wyn. Na hierdie woorde eet en drink ons Sorel nou in alle rus, flink en bekommer hom nie meer so erg oor alles wat daar rondom hom heen gebeur nie. Volgende hoofstuk 88, dis 'n baie belangrike hoofstuk hierdie oor die wese van die meester Yeshua. Opskrif is verskillende menings oor die wese van die meester. En net so
daai tyd was, het ons mense ook almal verskillende menings oor die wese van Yeshua. En ek praat nou hier nie van wêreldse menings nie, of wêreldse mense nie. Ek praat van mense wat gelowig is, wat absoluut glo aan Vader. En hulle het almal verskillende menings. En hierdie menings vind jy maar in al die kerke en allerhande ander groeperinge. En ons sal dan nou hieruit leer wat die regte mening vir ons is. Vir dogter van Sion. Hoofstuk 88, die wyn begin egter aan die tafels die tonge los te maak, en die gesprekke word daardeur al lewendiger en lewendiger. Daar ontstaan selfs verskillende menings oor my. En 'n mens sou kon stel dat hier by die aandete 'n eerste skering in die kerk plaasvind. Groot woorde wat hy hier spreek. En dit moet dan vir ons 'n leidraad wees om in die volgende woorde die skerings in die kerk raak te kan sien. Tussen die Romeinse kerk en die waarheid, daar was 'n skering, hulle het wegbeweeg van die apostelse evangelie van liefde. Dan tussen die Romeinse kerk en die ander wat weggebreek het, die protestantse kerke, want daar het protestantse kerke in elke land in Europa ontstaan. Die Lutherse kerk in Duitsland, die Presbyteriaanse kerk in Engeland en die Angelic kerk, wat noem jy dit, die Anglikaanse kerk. En in Holland het jy die Nederduits en die Hervormd en al die kerke wat ons ken, het jy gehad. In Frankryk het jy dit gehad. Dit was alles skerings op grond van elke een se siening oor die wese van die Godheid en oor sekere ander, wil ek amper sê, nuttelose rituele wat in die kerke beoefen was. Hierdie ene ou hou nie van die klokkies wat om die priesters hang nie, en dan verander hulle die kleed in 'n eenvoudige kleed. Hierdie ene hou nie van die mis nie. Dis nou 'n ding wat in die Rooms-Katolieke kerk plaasvind. Hierdie kerk hou nie van kelk of van beker drink nie, hulle hou van wyn uit kelkies. Ander het gesê, maar hierdie Roomse doop van klein babetjies is nie Bybels gefundeer nie, en hulle het begin groot doop. En so het allerhande verskillende sienings ontstaan, veral van die wese van Vader, waar ons dan nou die begrip, die drie-eenheidsgod, wat die Roomse kerk ingebring het, wat eintlik gefundeer was in die onheilige drie-eenheid van Nimrod, Semiramis en Marduk, 'n Babyloniese geloofstelsel wat net 'n kort tyd na die vloed, paar honderd jaar na die vloed, 'n aanvang geneem het, en opgeneem is deur hierdie kerk. So, wat ons nou hier gaan lees, sal ons vind in die moderne teologiese rigtings. En dis almal mense wat by Yeshua sit en wat hom liefhet. Sommige beweer dat ek, Yeshua, direk die allerhoogste goddelike wese is. Ander sê egter dat ek dit nie direk is nie, maar indirek. Ander sê weer dat ek eintlik slegs volgens afkoms 'n seun van Dawid is, en voorbestem is tot Messias van die ryk van Dawid, en daarom met die wonderkrag van Dawid en die wysheid van Salomo toegerus is. Nog ander meen dat ek as een van die hoogste engele uit die hemele nou pro forma liggaamlik op aarde is en nog 'n adjudant uit die hemele by my het. Dis natuurlik nou Raphael. So sien die mense hom, party as 'n engel, party net as 'n mens wat met baie groot gawes toegerus was. 'n Deel waarby selfs 'n aantal van my apostels hulle aansluit, beskou my as die seun van die Allerhoogste. Ek sou weliswaar dieselfde eienskappe hê as my Vader, maar tog 'n heeltemal ander persoonlikheid wees. En so sou ook die dikwels genoemde Gees van Elohim uiteindelik selfs 'n derde persoonlikheid kon wees, wat in bepaalde gevalle heeltemal sy eie sê gehad het. Kan julle nou sien
waar die eintlike denke is, wat deur die heidense begrip van 'n driekoppige God nou die mense gelei het na om die Heilige Gees as 'n derde persoonlikheid te sien. As jy die NG Kerk se, wat noem jy dit, hulle boeke waarin hulle beginsels uiteensit? Ja, kom noem dit maar sy doktrines, maar hulle het 'n spesifieke boek, die NG Kerk. Ons het dit in die katekisasie geleer, wat ek nou glad nie meer kan onthou nie. En daar sê hulle, die Heilige Gees is 'n derde manlike persoonlikheid wat hoort by die Vader en die Seun. Afsonderlike persoonlike entiteit. Maar die drie is een. Nou, hoe hulle dit kan by mekaar sit en bewys, weet jy nie, maar jy moet dit glo. Ons gaan verder. Heel weinig was egter met hierdie mening eens. Iemand vra aan Petrus wat sy mening was. En Petrus se mening is in die Bybel. Jy kan dit daar gaan lees. En hierdie verhale haal hy nou aan. Maar Petrus sê, hy, die meester self, het ons toe ons in hierdie streek rondgetrek het, gevra wat die mense van hom dink wie hy is, en uiteindelik wat ons self van hom dink. Toe word daar ook die een en ander beweer, en toe ek uiteindelik gevra word, sê ek ook ronduit, soos wat ek het in my hart gevoel het. U is die Seun van die Allerhoogste. En hy, Yeshua, stem heeltemal in met daardie getuienis van my, en noem my selfs 'n rots van geloof, waarop hy sy gemeente sou bou, wat nie weer deur die poorte van die hel oorwin sou word nie. Daarmee was my toe uitgesproke mening dus deur homself goedgekeur, en bevestig en dus doen ek nie verkeerd, as ek soos 'n rots daaraan vashou nie. Nou hierdie uitspraak van Petrus, dat hy sê, u is die Seun van die Allerhoogste, is moeilik om anders te verstaan, dat hy en die Vader twee persoonlikhede is nie. Een is die Vader en een is die Seun. En dit was vir my baie moeilik om dit in die Bybel te verenig met die wese wat Yeshua self later sê. Ek en die Vader is een, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En dit wys ons net weer, dat hierdie is 'n siening van 'n man, wat op 'n sekere geloofsvlak was. En hy was baie sterk in sy geloof. Petrus was die persoon of apostel wat Vader vergelyk het met die oorwinning oor die materiële dinge en oor die vlees. Jakobus, sy broer, het hy geëien vir ons in die nuwe Openbaring as die apostel wat oorwinning oor sy siel gekry het. Maar Johannes, die liefling apostel, die skrywer, het hy geëien vir ons as die een wat absoluut die liefde oorwin het en in die liefde vir Vader leef. En dis drie verskillende vlakke. En ons mag nie mense wat in ander vlakke is, veroordeel, omdat hy nog nie die ding sien soos wat jy dit sien nie, mits jy nou in die hoogste vlak is. Want juist daar moet jy die grootste liefde betoon. En ons het 'n reeks lesings deur Karen gehad, die weg na eenheid in die liefde, waar sê dat as ons in daai vlak opereer, ons alles is een, en ons mag net liefde uitstuur. Nou kom ons lees wat die volgende paragraaf vir ons sê, want vers 5 sê, maar Johannes het tog belangrike besware teen hierdie opvatting van Petrus, en sê,
In hom, Yeshua, woon Elohim se volheid in liggaamlike vorm. As die Seun, wat egter geen ander persoonlikheid is en kan wees nie, sien ek sy liggaam slegs in soverre dit 'n middel tot die doel is, maar as geheel is hy ewenwel identies met die Godheid wat in alle volheid in hom woon. Want moenie vergeet nie, sy liggaamlike vorm het vanuit die hemele gekom. Hy is nie deur aardse ouers verwek nie. Hy is as embryo in die hemele verwek en Maria of Miriam soos ons haar ken, het hom net tot volheid gedra sodat hy gebore kon word op hierdie aarde. Baie belangrike begrip wat hy dan nou hier aanhaal. Of is my liggaam dalk 'n ander persoonlikheid as my siel? As hulle saam nie een mens nie, alhoewel my siel ten aanvang van my bestaan, hierdie liggaam eers vir haar moes vorm, sodat 'n mens gepas sou kon sê, die siel het 'n tweede liggaamlike mens oor haar heen getrek, en sodoende 'n tweede persoonlikheid om haar heen gevorm. 'n Mens kan wel sê dat die liggaam 'n seun is, of iets wat deur die siel gevorm is, maar daarom vorm dit daarmee of selfs alleen geen tweede persoonlikheid nie. En nog minder kan 'n mens dit van die gees in die siel sê. En die gees is deur ons gegee van Vader af. Want wat sou dan 'n siel sonder die goddelike gees in haar wees? Sy word tog eers 'n volledige mens as sy heeltemal deurdronge is van die gees. Dan is gees, siel en liggaam immers volkome een en dieselfde persoonlikheid. As ek na julle kyk, sien ek net in die bank een wese. En kom ons lees verder wat so belangrik is om dit te begryp. Bovendien staan daar geskryf, Elohim skep mense geheel en al na sy ewebeeld. Dit staan al in Genesis 1 vers 26. Maar, as die mens as volkome ewebeeld van Elohim, met sy gees, sy siel en sy liggaam, slegs een mens is en nie drie nie, dan sal Elohim tog seker as die volmaakte oergees, omgewe wees met 'n eweneens volmaakte siel, en nou ook vir ons oë sigbaar met 'n liggaam, ook slegs een Elohim en ewiglik nooit 'n drievoudige Elohim nie, uiteindelik selfs nog 'n drie afsonderlike persone, soos wat die NG Kerk sê, wees nie. Dit is my mening, wat ek ewig behou, sonder om daardeur 'n rots in die geloof te wil wees. Toe sê almal aan my tafel, Yeshua se tafel, Johannes het reg gepraat. 'n Begrip wat nie so duidelik is vir ons nuwe mense nie, is dat jy groot geword het, dat wanneer geboorte of bevrugting plaasvind, daar 'n lewendige manlike spermsel verenig het met die vroulike eiersel, en dis korrek. Maar wat nie vir jou vertel was nie, dat by daai oomblik van vereniging vind 'n liginplasing plaas. En die wetenskaplikes het dit nou al met bevrugting, het hulle kameras gehad wat dit opgeneem het. Dis 'n ligontploffing binne in die vrou se baarmoeder. En dit is die inplasing van die siel. Want die siel word ingeplaas in hierdie hierdie verbinding tussen die saad van die man en die eiersel van die vrou. En nou sal daai lewende siel, wat iewers geleef het in die groot heelal, hy het 'n lewe gehad wat oneindige biljoene, der jare lank terug was, as 'n gees wat of geval het, of nie geval het nie. Ons sal nie weet nie. Maar hy het nou 'n kans gekry om in hierdie ouerpaar 'n mens te word. Met die hoofsaaklike doel om weer terug te kom in die Vaderhuis,
waarvan ons uitgesluit is in hierdie heelal. Al die wesens in hierdie heelal is uitgesluit van die Vaderhuis. Ons moet eers 'n toets deurgaan, 'n skool deurloop, en in al hierdie miljarde planete, daar's nie syfers vir hoeveel planete en sonne hier is nie, is daar slegs een plek wat jy moet deurgaan om in die koninkryk te kom, in die geestelike koninkryk, waar daar nie tyd, materie en ruimte is nie. Dis dan ewiglike toestand. Nou word hierdie sielietjie wat nou daar ingesit is, wat eintlik hierdie groot wese was, hy's net verklein. Maar met al sy eienskappe, al sy slegte en al sy goeie eienskappe, hy vorm nou vir hom 'n liggaam. Hy vorm die liggaam, of ons praat eintlik van die siel as 'n sy. Sy vorm die liggaam. Nie ma nie. Ma is in hierdie geval net 'n spens. Sy's 'n kosstoor en 'n emosiestoor. Want alles wat met ma gebeur, word na die kind toe deurgedra deur die naaldstring. En nou bou die kind vir hom 'n liggaam, die sielietjie, vir haar 'n liggaam wat pas by die kos wat sy kry van haar ma af. Nou kan jy dink, as jy 'n huis bou en die bakstene is defek en die sement is nie sterk nie en die hout is swak, dan sal die siel vir haar 'n swak liggaam vorm. As die moeder baie erns het met haar kind en sy eet reg, sy word nie kwaad nie, sy doen alles korrek, sy gebruik nie dwelms nie, sy drink nie, sy doen alles volgens die boek, dan sal hierdie siel met 'n sterk liggaam gebore word. En dit sien ons in die praktyk. Ons het soveel kinders al hier deur hierdie plaas gehad, wie se ma's kinders geboorte gee tot aan kinders, wat verslaaf is al in die baarmoeder aan lelike dwelms, of aan drank, en dan skree daai kind vir die eerste paar maande van sy lewe, en dan is dit 'n onttrekkingssimptome, want hy kry nie meer die drank wat hy deur die bloedstroom gekry het. So ons moeders het 'n groot verantwoordelikheid. Dit is hoe 'n kind ontstaan. Nou vra jy my, waar kom die gees dan vandaan? Die gees is in die bloed, want die siel se kernsentrum is ook in die bloed. Maar die siel maak die bloed. En eers wanneer daar 'n hartjie is in die babietjie, of in die embrio, en daar begin bloedvate vorm, en daar bloed begin sirkuleer, op omtrent maand 8, miskien maand 7 al, dan die gees lê in die siel, in hierdie embrio, lê dit soos, ons noem dit, die maklikste Joshua beskryf het so as 'n kapasitor. Julle wat weet, is 'n kapasitor stoor krag. En jy kan nie sien dat daar krag in is nie, maar as jy aan hom vat, dan gaan hy jou skok. En dan kan die kapasitor sy krag uitstuur soos hy wil. En die oomblik wanneer die bloedsisteem voltooi is, dan stuur hierdie gees, wat nou in 'n kapasitor houertjie gehou was, stuur al sy krag deur die bloed. En nou is die wesentjie liggaam wat hy self gevorm het, die siel self het dit gedoen, en die gees het nou oopgemaak in die siel. En nou is hierdie wesentjie volmaak, volkome, 3 in 1. En wanneer hy gebore word, kom daar nie 3 babas uit nie, daar kom 1 baba uit. En die 1 baba word groot, en dis jy en ek wat hier sit. Maar ons het al 3 in ons. Nou kan jy my nog steeds vra, waar kom die gees vandaan, want dit is toch 'n druppel van Vader se gees. Die Bybel is duidelik daaroor. En hy sê in Maleagi 2, ek dink die amper in die laaste vers, het hy dan nie net 1 gemaak nie, alhoewel hy nog gees oorgehad het. En dan gaan ons terug na Adam en Eva se vorming, en ons gaan na die opdrag om kinders
na hulle beeld voor te plant, dan sien ons dat hulle gesondig het teen die gees. Die manlike sperm is nie net 'n stuk sperm wat daar ronddryf, ons het al baie prentjies gesien, met so 'n kop en 'n stertjie, daar's biljoene van hulle in een man se spermstorting. Daai spermpies dra elkeen die bloudruk van die gees van wat in Adam gesit is. Want toe hy sê, het ek nie net een gesoek nie, is net een vader, pa Adam, maar ook een saadlyn, een sperma in Grieks, wat vir jou duidelik sê wat dit is. 'n Milliput sal vir jou wys dat 'n manlike sperm nie net 'n stuk materie is nie. 'n Milliput het binne in hom 'n klein swart kolletjie, wat baie mense wil nie die pap eet nie, want daar's swart muggies in of iets. Dit is die kern van die mielie, dat as jy daai milliput nat gaan maak en in grond sit, dan gaan daar nou 'n mielieblaartjie bo uitkom en wortels onder. Hoekom? Want Vader se goddelike mieliegees, klein afdelingkie van sy groot gees, het daai ding laat groei. En dit kan die mens nog steeds met al hulle tegnologie, hulle kan dit nie produseer nie, hulle kan dit nie maak nie. En so ook 'n sperm van 'n man wat uit die adamitiese saadlyn is, dra die goddelike gees. En dit is hoe die gees in daai vormpie van 'n kapasitor in jou beland. Ek hoop nou ek het die geboorte duidelik gemaak, wat heel anderste is as wat ons op skool geleer het. Ons gaan verder. Nou het ons twee opinies, né? Johannes se opinie en Petrus se opinie. En albei het Yeshua eintlik gesê, is reg. Vers 9, om die rede, is nou Johannes se verduideliking, wil Petrus sy woorde egter regstel en sê, ja, so bedoel ek dit tog ook. En ek is net nie welsprekend genoeg om my innerlike begrip so vinnig onder woorde te bring nie. Hoewel hierdie saak altyd bietjie moeilik te verstaan is, sal wees. Nou sê Johannes vir hom moeilik en ook weer nie moeilik nie. Op jou manier sal geen mens gewis op hierdie aarde dit ooit verstaan nie. Op my manier dink ek sal dit baie maklik gaan. Die meester alleen moet nou maar tussen ons twee die regte skeidsregter wees. Nou sê Yeshua, die geloof kan baie. Onthou, Petrus is die rots van geloof. Johannes die rots van liefde. Maar die liefde kan alles. Baie belangrik, die geloof kan baie, maar die liefde kan alles. Jy, Simon Juda Petrus, is wel 'n rots in die geloof. Maar Johannes is 'n suiwer diamant in die liefde. En daarom gaan sy insig ook dieper as by enige iemand anders van julle. Hy is daarom ook my eintlike lieflingsskrywer. Hy sal baie oor my te skryf kry, wat vir julle almal nog 'n raaisel sal wees. Want in so liefde is ruimte vir baie dinge. Die geloof beperk hom egter maar net tot iets bepaald, omdat daar staan, tot hiertoe en nie meer verder nie. Hou julle maar by die uitspraak van my liefling, van Johannes, want hy sal my volmaak aan die wêreld oordra. En waaruit lees ek vanmôre? Uit die groot Johannes Evangelie boek 4. En daar het Yeshua alreeds vir ons gesê, hy sal die 4 evangelies gee, maar Johannes is sy lieflingsskrywer. En dit is net so vir enige mens wat die Bybel al bestudeer het. Johannes se woorde is op 'n ander vlak. Dit tref jou in jou gees. Maar hier het ons nou 11 boeke wat geskryf is, ook deur Johannes, maar dit is geopenbaar aan Jacob Lorber om vir die mensdom te gee. Maar ek het geen twyfel dat Johannes, hierdie lieflingsskrywer, heel wat betrokkenheid gehad het, of totaal en al betrokke was met die openbaring van hierdie woorde. Want hier word dit tog gesê,
Hy sal my volmaak aan die wêreld oordra. Nou Petrus is dan nie heeltemal verkeerd nie, maar sy siening is vir mense wat nog nie heeltemal die liefde vir Vader hulle eie gemaak het nie. En daarom moet hulle ook nie veroordeel word nie. Hulle moet gedra word, want solank jy glo dat Joshua die seun van die Allerhoogste is, en dat jy glo dat hy jou sonde sal vergewe, en dat hy jou sal was en reinig, en dat jy sy leer moet hou, so lank is jy nie verlore nie. Jy sal miskien nie met daai geloof in die hoogste lievelingshemele kom nie, maar jy sal verseker aan die ander kant nie probleme hê nie. Dit sal vir jou baie maklik verder gevat kan word, want almal van ons kom aan die ander kant in 'n oriënteringssituasie te staan. Ons word gehelp en gelei, as jy gelukkig is deur Joshua self, andersins deur jou familielede wat heen gegaan het, jou vriende, wat nou soos engele optree, en deur die ander engele van Vader. Dit is hoe dit lyk aan die ander kant. Is nie sommer net die kant toe gaan en dan 'n lekker leeg lê nie. Jy word opgelei, want jy moet werk aan die ander kant. Nou gaan jy my vra, waar moet ek werk? As jy dink hier's baie siele wat verlore is op hierdie aarde nou, en daar is seker 'n paar miljard, dan is daar nog baie meer siele in die hele heelal wat verlore sal gaan as hulle nie besoek word deur Vader se kinders nie. En dit is die werk wat ons daar vir hom gaan doen. Ons gaan hierdie swak siele besoek, hulle van inligting, waarheid, woord voorsien, en hulle help om verder te gaan, op te gaan in die gees. Dit is die doel van sy kinders. Dit is die doel van hierdie skool op hierdie wêreld. Daarop word Petrus 'n bietjie verleë en diep in sy binneste steeds ietwat jaloers op Johannes, maar net menslik. Dit is ook die rede waarom Petrus hom, na my opstanding, toe ek vir hom gesê het dat hy my moes volg, het hom 3 maal gesê, volg my, en my lammers moet laat wei, hom vererg het, omdat Johannes my sonder dat ek dit gevra het, ook volg. Waarom ek Petrus toe soos bekend tereggewys het, en waarby ek Johannes ook volledige onsterflikheid beloof het, waardeur die sage onder die volk ontstaan het, dat hierdie leerling nooit, selfs nie liggaamlik sou sterwe nie. Dit alles kan jy lees in die laaste paar paragrawe van die boek Johannes in die Bybel. En Petrus vra Johannes hoe dit gebeur het, dat hy steeds 'n baie dieper insig en besef aan die dag lê, as hy wat Petrus is. Maar Johannes sê, kyk, ek woon nie in jou hart, en jy nie in myne nie. En ek het geen maatstaf daarvoor om te kan vasstel, om welke redes my mening suiwerder en beter is nie. Maar omdat die meeste self ons nou daarop gewys het, op die verskil tussen geloof en liefde, moet jy dit as antwoord op jou vraag aanvaar. Want alleen die meester kan niere en harte ondersoek, en dus sal hy ook gewis haarfyn weet watter verskil daar tussen ons harte bestaan. Met hierdie antwoord was Petrus voorlopig ook tevrede, en hy vra nie verder nie. Die maaltyd was nou egter ook beëindig, en ons staan op en gaan almal die berg op. En ek wil net 'n klein dingetjie hier byvoeg, wat dit miskien 'n bietjie meer sal verduidelik. Petrus het Joshua 3 maal verloon, en 3 maal het die haan gekraai. En toe hulle Joshua na die Golgotha plek toe vat, was Petrus nêrens te sien nie. Die enigste apostel van al 12 wat daar by die kruis was, wat tussen die vrouens gestaan het, was Johannes. En dit is vir hy, die liefling apostel,
wat hy gesê het vir sy vrou, vrou, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder, wat 'n baie dieper geestelike betekenis het. En dit is die rede hoekom dit nie nodig was om vir Johannes 3 maal te vra, het jy my lief nie of laat my lammers wyn nie. Omdat die liefde dit outomaties doen. Maar dit maak nie dat Petrus slegter is as Johannes nie, hy is net swakker. En Petrus stel die geloof voor en Johannes stel die liefde voor. Ons almal begin by die geloof. En ons behoort almal te vorder tot die liefde. Waar Yeshua nie meer vir ons dinge hoef te sê eers in ons hart nie. Dat ons dit outomaties doen, sonder om te dink. Maar dit maak nie vir Petrus, breek hom nie af nie. Dit sê net, geloof kan baie verrig, maar die liefde kan alles verrig. Baie dankie.